Goeiemôre almal. Ek hoop julle het 'n wonderlike week gehad en ek wonder hoe dit met julle gaan. Gaan dit goed met julle en ek hoop dat julle vashou in die Here waar julle ook al is, in watter omstandighede ook. En voor ons begin, kom ons bid net. Ons Here, liefdevolle Hemelse Vader, baie dankie dat U goed vir ons is. Baie dankie dat ons kan weet dat U ons altyd beskerm waar ook ons is, Here, waar ons as jong mense en wie ook al, Here, wandel in ons lewe, dat ons nie alleen is nie. En dat ons nie op gevoelens moet staatmaak nie, maar Here, dankie dat ons kan weet dat U woord waar is en ons U woord kan gebruik in ons lewens om ons die waarheid te vertel. Soos wat ons enige boek het wat ons vertel hoe om kar te bestuur of hoe om enige van 'n toestel te behartig. Here, so weet ons, is U woord daar en is waar. Dit is die persoon wat alles, die God, U is die God wat alles gemaak het. En U weet hoe ons moet lewe. Daarop het U dit in die woord neergeskryf. Help ons om te konsentreer en ag te gee wanneer U die waarheid vir ons spreek. Wees met elkeen waar ons die voorprogram doen vandag en help ons om U te volg en alles wat ons doen in Jesus naam. Amen. Goed, gewoonlik ouer gewoonte het ons die getuienisse en vra. Op die getuienisse en vra is daar altyd soveel dinge wat ons kan vertel van die Here, nee. Op my en my familie spesifiek het die Here twee groot dinge gedoen hierdie week. Daar was 'n vermiste persoon en ons het gebid en ek het mense gekry om saam met ons te bid en die Here was goed. Direk na ons gebid het die persoon by die huis aangekom. En tweedens was daar 'n aanval op my familie en alles het goed uitgedraai op die ou ende. Die Here was by ons in die storm. Baie keer is die Here gebeur daar dinge met ons wat nie noodwendig reg is nie, maar die Here is daar. Ons moet net onthou om eers te vra, met hom te praat in die oggend en om te vra om by ons te wees. Dan kan ons weet hy is by ons. Om ons te volg en alles wat ons doen gehoorsaam aan hom te wees en so naby as moontlik aan hom te trek, want daar is dit die veiligste. Nee. So begin ons dan vanmôre weer met ons sendingles en die sendingles het ons hierso vind nog steeds plaas daarso in Kyrgyzstan. Kyrgyzstan, ek het nooit van die plek voorheen gehoor nie en toe die sendinglesse begin het ek soveel wonderlike lesse daaruit geleer. En uit Kyrgyzstan is daar 'n seun Vitali. Vitali is 13 jaar oud. En hier is 'n naby 'n foto van hom. Vitali het was daar soos 3 jaar terug het ons ook 'n sendingles gehad van hierdie seun Vitali in Tokmok in Kyrgyzstan. En Vitali het gehou daarvan om kerk toe gaan elke Sabbat en hy het nie gemaak of het gereën of gesneeu het nie. Hy het gewag buite sy huis vir Sabbatskoolonderwyser om hom op te tel in haar voertuig. Hy het gehou van kerk, soveel dat hy sy broer saam met hom ook genooi het. En hy het 'n Bybelversie elke week gememoriseer. En van God. En dit was vir hom sy geskenk van God op Sabbat. Vitali het toe begin om het kerk toe begin gaan in die begin toe hy deur sy onderwyser van die Sewenige Adventiste skool uitgenooi het. Hy bly saam met sy ouma en sy oupa wat hom ook toestemming gegee het om kerk toe te gaan. En hy het kyk uit na die Sabbat elke week
En maar toe gebeur iets. Vitaly se ma het sy ouma geroep en sy ouma het gesê sy wil nie haar seun moet kerk toe gaan nie. Jy sien, Vitaly is stil en hy is baie rustig en hy's gehoorsame kind. En mamma het nie daarvan gehou nie. Sy wil gehad dat hy moes speel wees en rof wees en sterk wees. Jy weet baie in van die Russiese lande verstaan ek, is dit iets wat mense graag wil hê hulle kinders moet so groot word omdat dit oorlewing verseker. Sy het gedink alle seuns moet so hard praat en rof wees en kwaai wees en sy het gedink dat die kerk is besig om hom sag te maak. En wat hulle hom gekeer het om 'n regte seun te wees soos wat hy moet wees, het sy gedink. Maar hy het vir ouma gesê dat sy vir Vitaly by hom wil hê en dat sy nie meer by sy ouma moet bly nie. Vitaly het toe eendag by die huis gekom van skool af en ouma was besig om te wag vir hom om met hom oor 'n belangrike ding te praat. Jy moet probeer om saam met jou ma te lewe vir 1 maand, sê sy. As jy daarvan hou om saam met haar te bly, moet jy daar by haar gaan bly. Vitaly wou nie weggaan nie van sy ouma af nie. Hy het saam met haar by haar gebly vandat hy 'n klein seun was. Toe moeder sien dat Vitaly nie wou trek nie, het sy hom probeer oorreed. Kom bly saam met my of by my net vir 1 dag, het sy gesê. Dis nie so lank nie. Vitaly was stil, hy was nederig en hy was vriendelik. En hy wou nie mamma se gevoelens seermaak toe sy dit vir hom gevra het nie en hy het ja gesê. Die volgende oggend het ma haar gedagtegang verander en sy het gesê Vitaly moet 'n maand bly. Vitaly het ja gesê. Hy wou gesien het hoe sou dit wees om saam met haar te bly. Vitaly het of mamma wou nie gehad dat Vitaly moet na die Adventiste skool toe meer gegaan het nie. Sy wou gehad dat haar seun moes heel anders wees. Sy het hom na 'n publieke skool, uit die Adventiste skool uitgehaal en 'n publieke skool toe gestuur. Vitaly het nie van die nuwe skool gehou nie. Sy skool was groot, dit het 40 kinders in die klas gehad en daar was wat meer as 15 kinders was wat in die Adventiste skool was. Ook het die seuns altyd daar beklei in hierdie spesifieke skool. En hy het nie daarvan gehou nie. Hulle was soos sy ma wou gehad het, rof en gemeen. En hy het net bly terugdink aan die Adventiste skool. Maar dink van al die geld wat jy gaan kry. Al die geld wat jy gaan spandeer by die Adventiste skool, het ma gesê. Dis beter om die geld te gebruik om te swem of by 'n waterpark of so iets. Vitaly het gehou van waterparke, maar hy het gehou van die Adventiste skool nog meer. Ek sal eerder studeer by die Adventiste skool as om na 'n waterpark toe te gaan, het hy gesê. Na 'n week het ma ingestem om Vitaly terug te stuur na die Adventiste skool toe. Maar ek sal nie daarvoor betaal nie, het sy gesê. Jou ouma moet daarvoor betaal. Vitaly was bly om terug te wees by die Adventiste skool en hulle was bly om hom te sien. Die kinders en die onderwysers het gebid dat hy sal terugkom. Mense by die kerk het ook gebid dat hy sal terugkom na die skool toe. God het hulle gebede geantwoord. Maar dinge was nie heeltemal dieselfde nie. Vitaly kon nog steeds nie na die kerk toe gaan nie. En hy het gemis om by sy ouma te bly. By wie hy elke dag gaan kuier het. Na 3 weke het ma gesê
het hy vir sy ma gesê dat hy wil terugtrek na sy ouma se huis toe. Hy het beloof om haar gereeld te besoek, maar mamma het ander idees gehad. Hoekom lewe jy nie of bly jy nie saam met my en gaan kuier by ouma nie, het mamma gesê. Vitaly het gepleit met mamma vir 5 maande. Uiteindelik het sy ingestem dat hy saam met ouma kan of by ouma kan gaan bly. Maar net as hy ingestem het om nie kerk toe gaan nie. Vitaly was terug by ouma vir 5 maande, maar hy kon nog steeds nie kerk toe gaan nie. En hy het mis om saam met die ander kinders by God te dien by die kerk. Vriende en onderwysers by die skool bid dat moeders sal toelaat dat hy teruggaan na kerk toe. Sal jy asseblief saam bid dat ons vir Vitaly kan help om God weer te dien by die Adventiste kerk? Dit sê deel van ons 13 Sabbat offergawe 3 jaar terug het gehelp om 'n gimnasium in Vitaly se skool in Tokmok in Kyrgyzstan te befonds. En dankie dat u die Adventiste onderwys in Kyrgyzstan en ook 'n ander plek in die Asie Eredivisie ondersteun. Dit is baie interessant, hè? En hier is een van ons sendinglesse wat nog aangaande is. Ek dink ons gaan nog wonderlike dinge hoor oor Vitaly. Mag ons saam met die kerk daarso in Tokmok en saam met die Adventiste skool saam bid vir Vitaly dat sy ma hom toelaat dat hy na die Adventiste kerk toe kan gaan. En mag ons miskien oor net 'n paar maande of jare of so of dalk so hoor dat ons gebede beantwoord is, want die Here is goed. Hy is so goed. Dis 'n goeie storie, nee, maar dit het nog nie geëindig nie. Soweit is dit ons ook ander gebede, soos jy weet. Tussen dit bid ons nog steeds vir leraar Dion algemeen en oom Johan vir sy kunsbeen, vir ouma Masha se gesondheid, vir Melandri se rug, vir Melandri se ouma se geheue en die familie dat hulle die regte dinge sal doen daarso. Van oom Anton en Marissa se sanguitreiking wat nou binnekort begin op Vrydag aande. Ook vir hulle DVD bediening, dat die Here die DVD's wat ons verstrooi in die areas hierso in Springs sal seën en mense se hart aanraak. Ook vir Reinhard se familie vir wysheid nog. Melandri het werk gekry, maar nog nie werk waar sy geld kry nie, so sy werk net vir ondervinding. Sy vra graag vir 'n werkie eintlik waar sy geld kan verdien. En vir nog steeds vir die COVID noodsaaklike bid ons. Vir Sissie se troue het sy gesê dit gaan al baie beter. En vir my swaar se werk gaan dit al beter. Ek wil dit sommer skuif hier so na die dankgebede kant toe. Vir Tannie Felicity, ons bid nog vir haar. Ons verstaan. Sy is uit ICU uit. En oom Danny sê ons nog steeds is besig. Oom Lawrence se rug gaan dit beter mee. Adrian Tarry se werk. En ek en my familie wil die Here net baie dankie sê vir sy seëninge. Vir alles wat hy vir ons gedoen het en dat hy ons hierdie week weer eens gered het op 'n wonderlike manier. Kom ons bid. Onse liefdevolle Hemelse Vader, baie dankie dat U so goed vir ons is, dat U altyd vir ons sorg en dat U altyd daar vir ons is. Al is die verhaal nog nie op 'n einde nie. Al het hierdie dinge wat in ons lewens ingaan, is ons dalk nou net soos Vitaly nog steeds in 'n situasie waar alles nie perfek en reg is nie. Here weet dat U nie klaar is met ons en klaar is met hierdie wêreld nie. Here, ons weet dat U altyd met ons is en dat U vir ons sorg en dat ons moet aanhou bid en vas en U volg waar ook al ons gaan. Here, en ons weet dat alles werk ten goeie vir die wat die Here dien. Here, ons wil U vra om nie net met Vitaly te wees daar waar hy ook al is en graag kerk toe wil gaan nie, maar ook met elkeen op ons gebedslys. Here, en waar ons so aan elkeen spesiaal dink, is daar soveel mense nog ook
wat in die COVID tyd nie werk het nie. Here, soveel mense wat sukkel. Here, mag elkeen van hulle regkom. En mag ons ander vertel wat U naby is. Dankie vir U liefde en U genade en dat U altyd vir ons sorg. In die lieflike, wonderlike naam van Jesus. Dank ons U vir U liefde. In Jesus se naam. Amen. Mag julle 'n wonderlike Sabbat verder hê en mag julle die Here dien, maak nie saak hoe dit gaan nie. Soos wat Sadrag en Mesach en Abednego toe hulle vooruit hulle in die vuuroond ingegaan het gesê het, ons sal die Here dien en nie voor ander gode en Here buig nie. Maak nie saak of die Here ons sal red of nie. Weet ons die Here het 'n goeie plan met alles en ons vertrou hom en ons glo in hom. So as jy in 'n posisie is op die oomblik waar alles nie 100% reg is soos wat dit moet wees nie, waar dit voel asof jou gebede nog nie beantwoord is nie, weet dat die Here dadelik aan 'n gebed na 'n gebed luister sodra ons bid en dat hy 'n plan in werking sit. Wat dit ook al mag wees om dit te doen wat die beste is. En as ons nie verstaan, is alles nie altyd ons manier uitdraai nie. Die Here sal ons enig vertel as ons in die hemel is. Mag ons mekaar ondersteun, mag ons uitsien om mekaar daar te sien enig in die hemel. En mag ons weet dat hy so lief vir ons is en daar met oop arms vir ons wag. Tot volgende keer.